Dit is nou weliswaar geruime tyd gelede, die 19de. Ek dink ek het 'n fout gemaak, dit moet 6 wees, nee. 16e. Ja. Is reg? Is jammer oor dit. Dat dan nie in oorlede is. Maar van my kant en van elkeen van ons wat vanoggend hier saam met julle as familie is, wees verseker van ons opregte meegevoel. Ek sou baie graag wil hê dat ons by 'n geleentheid soos hierdie regtig bewus is van die Here se teenwoordigheid. Ek dink as een ding of een kwessie rond die dood wat ons nie altyd so mooi verstaan en bereken nie. En dit is dat dit die aanbreek en die intrede en toetrede is tot 'n ewige lewe vir ons as God se kinders in die teenwoordigheid van die Here. So terwyl ons so sit, kom ons maak die oor toe en dan luister ons na hierdie baie pragtige lied. Here, onse Vader, dit is net wanneer U ons kom aanraak met U teenwoordigheid en ook met U woord, Here, dat ons waarlik U troos en tog ook die betekenis van die dood kan ervaar en kan verstaan. En Here, dit is die gebed van my hart,
dat U vir ons elkeen vanoggend baie spesiaal as familie, Here, dat U hulle werklik sal begenadig. Baie, baie dankie, Here, vir mooi herinneringe. Dankie vir 'n lang pad wat U gestap het met Tannie Enid. Here, dankie vir die invloed en die deurvloei van daardie pad ook op elkeen wat met haar in hulle lewe en haar lewe te doen gehad het. Here, wanneer U die een is wat die scepter in ons lewens swaai, wanneer U die een is wat die koning van ons harte en van ons lewens, ons sit en ons opstaan is, dan geld ons invloed inderdaad veral ook so, soos deur haar lewe en haar doen en late. En Here, wat 'n besondere twee eienskappe wat hulle as familie kom neerskryf. Blymoedigheid en dankbaarheid. Here, in ons harte is ons seer met 'n traan, maar tog ook blymoedig. Want U het gedoen soos U baie, baie lank reeds gelede beplan het. En ons is dankbaar, Here, dat ook ons lewens in U hand is. Here, raak ons nou deur U woord. Spreek ons, Here, toe. En dankie dat U woord waarlik ook gerig is op elke situasie van ons lewe. Amen. Ons gaan sing van lied 602, soos julle versoek het. Ek sien 'n nuwe hemel kom met die afwesigheid van die orgelis, gaan ons hom saam met die begeleider sing. Amen.
van 2 psalms lees. Psalm 23 soos julle versoek het. En ek lees hom in die 2020 vertaling. Psalm van Dawid. Die Here is my herder. Ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus. Na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is die staf en die stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teestanders. U verfris my kop met olie. My beker loop oor. Met goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal terugkeer na die huis van die Here tot in lengte van dae. En dan Psalm 139. Ook 'n psalm van Dawid. Dit is so asof Dawid hier met hierdie psalm voor God sit, soos ons vanoggend. Soos Here. Here, U ondersoek my en U ken my. Is die een wat my sit en my opstaan ken. U verstaan van ver af wat ek in gedagte het. In swerwing en waar ek rus. U het dit afgemeet, al my paaie is aan U bekend. Ja, daar is nog nie 'n woord op my tong nie, kyk, dan ken U, Here, dit volledig. Van agter en van voor omsluit U my. U plaas U handpalms op my. Dit te verstaan is te groot. Is te groot wonder vir my. Dit is te hoog. Ek kan dit nie begryp nie. Waarheen kan ek gaan? Weg van die gees, waarheen kan ek vlug? Weg van die teenwoordigheid, klim ek op na die hemel, is U daar. Dan lê ek in die doodryk, ook daar is U. Neem ek die verke van die daarraad, gaan woon ek by die einde van die see, ook daar sal die hand my lei, die regterhand my vashou. En al sê ek as duisternis my maar net wil verberg, en die lig om my nag word, is duisternis nie donker nie, maar skyn nag, so lig soos die dag, en die duisternis soos die lig. Dit is immers U wat my hier geskep het, my in die moederskoot geweef het. Ek prys U omdat ek op 'n onsagwekkende, wonderbaarlike wyse gemaak is. Wonderbaarlik is U werke. En ek besef dit maar te goed. My skelet
was nie vir u verborge, toe ek in die geheim gemaak is en toe ek kunstig geweef is in die dieptes van die aarde. Die woord my vormloosheid gesien. En in die boekrol is hulle almal opgeteken, daar wat beplan is, toe nie een daar was nie. En vir my, hoe kosbaar is die gedagtes, o God, hoe oorweldigend is die volle getal daarvan, as ek het tel, is dit meer as die sand, word ek wakker, dan is ek steeds by u, as u, o God, goddeloses wil ombring, manne wat bloed vergiet, wil weg van my af, of gaan weg van my af, dis hulle wat valsheid oor my verkondig, die vyande, wat die stem te vergeefs verhef, so die haters, die haat nie, Here, en hulle wat teen die opstaan hier weerse nie, ek haat hulle met 'n intense haat, vyande, het hulle van my geword. En dan vers 23, ondersoek my, o God, en ken my hart, toets my, en ken my ontstellende gedagtes, en kyk, of ek nie op 'n pad van verdriet is nie, en lei my op 'n ewige pad. Kom ons lees net tot sover. Psalm 23. Daar seker nie nog 'n psalm in die Bybel waaroor daar meer gesê en meer gepreek en meer uitleg plaasgevind het as oor Psalm 23. Soveel so dat elke keer wanneer 'n mens daarmee besig is, dan voel dit of jy halfsoort van motiveer. As ons oor Psalm 23 dink, wonder ek net, wonder of Orsius, toe hy in 1563 die Heidelbergse Katekismus geskryf het, en soos baie van ons ook maar baie keer ervaar, dit vat 'n tydjie om te begin skryf van iets wat jy hier in jou gedagte het. Dit kom nie sommer net dadelik nie. Ek wonder of hy vir 'n oomblik toe hy wou begin skryf het, nie juis aan Psalm 23 gedink het. Want soos wat julle weet, die eerste vraag van die Heidelbergse Katekismus sê, wat is my enigste troos in lewe en in sterwe? Wat is dit wat troos my in lewe en in sterwe? Hy antwoord dit, hy sê, wat my troos is die feit dat ek weet dat ek onder alle omstandighede en alle kwessies aan God my verlosser behoort. En is dit nie eintlik wat Psalm 23 vir ons sê? Psalm 23 praat van die verlede, praat van die hede, dit praat van die toekoms. Ek is seker daarvan, ons het nou 'n 53 vertaling, 'n 83 vertaling, 'n 33 vertaling en 'n 2000 vertaling, so dan die ene het seker moontlik moet die Hollandse een ergens iewers te doen gaan. Psalm wat ons van buite ken, wat ons kan opsê. As dit moeilik gaan, so en hoe moeilik gaan dit nie baie.
ken nie julle volledige geskiedenis nie. Ek het net na van die fotootjies gekyk en ek sien, het is lang pad. Met baie eise. Baie wat gevra is en baie wat bygedra is. David sê ook, ek is nie bang nie. Sê as ek in die moeilikste omstandighede in beweeg, die skadu van die dood, dan is ek nie bang nie. Hy sê, ek weet een ding. Ek weet soos gister, soos vandag, soos môre, God is die een wat my vashou, my enigste troos in lewe en in sterf. As julle vanoggend sou moes sê, wat sou die laaste boodskap wees? Wat dan die ene dele sou gee. Daar is natuurlijk 'n interessante enetjie wat ons maar daaraan dink, wat sal my en jou moontlike laaste boodskap nie ook wees nie? Wat sou die laaste, watter teksgedeelte sou sy aanhaal? Waarna sou sy verwys? Wat sou sy vir julle sê? Kinders, kleinkinders en kleinkinders, agterkleinkinders, enigste troos, in lewe en in dood. Die Here is my herder. Hy het en hy sal jou lei. Hy sal jou vat, soos hy beloof, want weet jy wat? As een ding wat ons in ons gereformeerde konteks so min kere onthou, en so min van maak, en dis die doopvond. Die doopvond waar God aan 'n babietjie sy ewige trou en sy ewige kommitment kom beloof het. Dit het haar so deurgedra. Dit is ook daar om elkeen van ons deur te dra, elkeen van julle in die tyd. En God is ernstig daar. As Dawid skryf, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. As Dawid skryf, die Here is die een wat my in die dal van doodskade weer inlei, in die donker dieptes inlei. Die een wat my in die donkerste kloof inlei. En ek is nie bang in sy teenwoordigheid nie. Dan doen hy dit omdat hy God ken. Weet julle wat sê God? God sê in Jesaja 49 vers 16. Die Here Jesus het vir sy disippels gesê, nadat hy opgestaan het, en die ouens raak getwyfel en sê, kom hier na toe, kom kyk hier wat is hier in my hand. Dan sien jy hier sit die merk. Kom voel jy aan my sy. God sê, kom 'n bietjie, en kom kyk in my hand. Dan sien jy jou naam in my handpalm ingegrafeer. Onuitwisbaar ingegrafeer in my handpalms
die ander aan vir julle dat Jesaja 40 lees, dis hoekom ek ook sê, jy sê die wat myne is, die wie se name in my handpalm geskryf staan, kom haal ek, sodat hulle by my kan wees. Wat 'n wonderlike voorreg, om juist dan ook, soos ons dit noem, te kan sterwe. Want dis gaan ons lewe. Wat 'n voorreg. Psalm 23. En dat ons aansit by die oorwinnaarstafel. En wanneer ons daar sit, dan sê hy vir ons, my kind, onthou jy dat ek dit oor jou uitgespreek het, dat ek jou nie sal prysgee nie. Hosea 11 vers 8. Hoe kan ek jou prysgee? Hoe kan ek jou verwerk? Ongeag al jou gebrokenheid. Ek is jou God, ek is jou Vader. Die Here is my herder. En dan die voorreg, Johannes 14, sê die Here Jesus, hy sê, daar kom 'n tyd wat ek van hier af gaan weggaan en ek gaan vir julle gaan plek voorberei. Hy sê, wanneer ek julle plek klaar voorberei het, gaan ek kom om julle te kom haal. Hoekom? Sodat julle kan wees waar ek is. Die 19de Juni. Toe het God gesê, nou moet jy huis toe kom. Ek bid dat hierdie feespsalm vir julle ook 'n troospsalm sal wees. Ek bid dat julle hartseer 'n stuk vreugde sal oplewer. Ek bid dat hierdie geloofsbelijdenis van Psalm 23 vir julle altyd sal bybly as julle aan julle mamie dink. Verlede, ja, gedeelte is nou afgehandel. Die hede, ja, maar vir al die toekoms, waarin ons ook met uitdansende verlange uitsien, soos Paulus sê, hy sê, ek het verlange om heen te gaan, om met Christus te wees. Ons maak die woord toe. Here, ons kan ons met U baie eerlik wees. Die dood vir ons wat dit moet beleef en bestuur, dis nie lekker nie. Dis ongemaklik. Dis seer. Dit los 'n leemte. Dit maak ons programme anders.
Ons word telkens daaraan herinner. En Here, wanneer ons suiwer menslik daarna kyk, is dit so sinneloos en sonde. Heeltemal onverstaanbaar. Here, baie dankie dat ons wat vanoggend hier is, ons wat U ken, ons wat aan U behoort. Here, ons wat ook op pad is na ons ewige blyplek. Dankie dat ons anders daaroor kan dink en daaroor kan praat. Dankie Here vir die openbaring deur U woord. Dat ons kan weet, sonder dat ons koppe hier neer lê, ons nooit by U kan wees nie. Here, daarom wil ons vir U baie, baie dankie sê, dat U vir Tannie Enid kom haal het. U het haar kom haal, om ook haar sirkel aardsgesproke te voltooi, en Here, om 'n splinter nuwe lewe te kon betree wat U in Christus Jesus deur sy bloed vir haar gekoop het en gereed gemaak het. Here, ons kyk ook op na U en ons leef ook elke dag in daardie verwagting dat U ook ons blyplek gereed het. Here, dankie dat U elkeen se gebed en toesegging gehoor het in hierdie tyd vir hierdie familie. Dankie dat U vir hulle sal vertroos en versterk. Here, dankie dat U vir elkeen wat van ver af gekom het, veilig gelei het, bewaar het, beskerm het, en ag Here, asseblief tog ons paaie is bitter gevaarlik. Neem elkeen mooi en veilig op weer terug na hulle huis. Dankie ook vir vriende wat vanoggend hier is. Here, dankie dat ons ook op so 'n manier, wanneer ons by mekaar staan en wanneer ons aan mekaar raak, Here, U woorde en U aanraking is. Vader, wanneer ons nou U woord so verstaan, bid ons vir U vrede in ons harte. En bid ons, o God, vir 'n immer bewussyn van U beskermende, vertroostende teenwoordigheid en aanraking. Weliswaar, Here, so onverdiend. Dankie dat U liefde vir ons 'n oneindigende, onstuitbare liefde is. Totaal en al, ook ongeag wie op wat ons is. Amen. Kom ons sluit met die oorwinningslied, soos julle gevra het, Elise, jy moet vir ons net die volume bietjie daar kyk asseblief.
Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Amen. Ek doen graag die bedanking namens die familie, as iemand per ongeluk uitgelaat is. Ek is in haar daarvan oortuig dat daar geen moeswilligheid met dit sou wees. Ek lees ons familie wil baie graag in die diepte van ons harte almal bedank wat ouma Enid se lewe aangeraak het. Dr. Neil Berg wat oor baie jare sy oog met soveel empatie op ouma gehou het, as ook Dr. Bloem vir sy sorg. Ook Sanmarie by die niereenheid vir julle deurlopende hulp. Die personeel van Vryburg Privaat Hospitaal, veral ook
tydens haar laaste oomblikke. Personeel van Ruswood Ouerhuis, wat vir soveel jare vir haar en oupa Swannie met liefde versorg het, en wat daar in haar eie woorde geloof het. Freddie, baie dankie aan jou en die personeel by Stelleland begrafnisdienste, vir die taak wat julle met soveel deernis hanteer en afgehandel het. Baie dankie aan 'n liefdevolle jarelange vriendin, Martie, en saam met haar Karina. Baie dankie aan Mariette, Lila en Christa vir soveel omgee. Dan is Susan, ouma se dierbare suster, is ook self tans ongestel. Ons bid vir haar. Baie dankie aan Dawie en Irma vir al julle belangstelling en omgee. Dankie aan almal vir oproepe, boodskappe, blomme, as ook vir verversings wat huis toe gebring is. Verskeie kleinkinders kan weens omstandighede nie vandag in persoon hier wees nie. Baie dankie dat julle selfs uit Nederland ouma se gedagtenis eer. Dankie Zenta en Griselda, dat julle ook so lief was vir ouma en hier is. Baie dankie aan almal wat teenwoordig is, ons waardeer dit. Marina en Rita, julle is twee engele op aarde, feitlik daagliks, het julle met ouma bemoei en haar op soveel maniere bederf. So dit is baie lief vir julle, en met elke narkie of mango, of voetjevryf, of wat ook al te weer geniet en waardeer. Baie dankie ook aan Marina en Rita vir die verversings en die tee nadat ons verrigtinge afgehandel is. Sê dit ook sommer nou dat ons alles hier afhandel ook na die herinneringsmuurtjie toe. En dan baie dankie aan Bram en Esther, wat dan die laaste aantal jare so mooi versorg het. Esther het ouma soos jou eie ma lief gehad het, en niks was ooit vir jou te veel om vir haar te doen. Jou daaglikse onbaatsigtige omgee vir soveel jare was so onbeskryflik, en woorde is te min om dankie te sê. Baie dankie. Baie dankie ook vir al ons hemelse Vader, wat ons geseën het met 'n ongelooflike mens. Ouma Ine het werklik betekenis gegee aan die woorde blymoedigheid en dankbaarheid, wat inderdaad twee eienskappe is, wat elkeen van ons ook maar kan nastreef. Dus soos wat ek die bedankings gekry het, weet jy, is daar ietsie geglip of ietsie uitgelaat? Ek het so gelees dan. Ek gaan nou so begrafnisbriefie lees. Ek wil maar net vir julle noem dat daar so blaadjie saamgestel is. En elkeen van julle wat graag so enetjie wil hê, kan dit gerus by Belinda kom kry. Sy sal dit ook by haar hê om uit te deel. En met die Here het julle ons elkeen so 'n boekmerkie ter herinnering gekry. Ons gaan nou ons verrigting hier afhandel met die begrafnisbriefie, en dan gaan ons uitbeweeg daar na buitekant toe na die herinneringsmuur, waar ons die assies in die muur gaan insit. Oom Swannie se assies is ook hierna toe gebring, sodat hulle tweeetjies saam in dieselfde missietjie weer is. Ons
ons geliefde suster, ouma grootjie en vriendin, Inetta Swanepoel Mooibesuidnout, is in die rype geseënde ouderdom van 93 jaar, 10 maande en 28 dae van ons weggeneem. Dit is baie hartseer, gaan baie mis. Ons trane is nie van moedeloosheid nie. Ons verbly ons oor haar lewe met dankbaarheid en ons koester al ons herinneringe. Dit kom namens elkeen van die familie. Vrede, dankie. Kan ek opstaan, as jy familie kan